Liefste gemeente, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6 verse 18 tot 20. Ons gaan aan met ons eksposerende studie deur hierdie brief. Ons is so te sê amper klaar met hom. En ek is so opgewonde om vanoggend met julle te deel vanuit hierdie spesifieke teks. Ek het uitgesien om hierdie tyd met julle te spandeer. Uit liefde vir julle, uit liefde vir die Here, dis altyd vir my wonderlik, ook wonderlik Frans dat julle hier kan wees vanoggend. Ek en hy kan nie uitvind wie is die egte en wie is die generiese nie. Maar dit is 'n vreugde dat julle hier is, Frans. Janet, baie dankie. Dit is mag die Here julle ryklik seën ook in ons tyd van aanbidding. Gemeente, die tema wat ek hanteer vanuit hierdie gedeelte met julle vanoggend is die noodsaaklikheid van gebed. Efesiërs 6 vers 18 tot 20, die noodsaaklikheid van gebed. Gebed, mens kan nie ver in die woord van die Here lees sonder om daarop af te kom nie, né? So noodsaaklik soos wat die bloed in jou en my are is vir die lewe van ons liggaam, net so noodsaaklik is hierdie tweede van die primêre genademiddele vir die lewe van geloof, uiters noodsaaklik. Gebed is deur die Here daar gestel ter wille van jou en my geestelike welstand en ons geestelike groei, en nie net ons in individueel nie, maar korporatief as 'n gemeente. Gebed kan nie verwaarloos word sonder 'n groot en noemenswaardige impak op die lewe van geloof nie. Die wat gebed verwaarloos sal stadig maar seker begin veragter in die lewe van geloof. Hulle sal stagneer as dit ware, verkoel in hulle liefde vir God en vir mekaar. Hulle sal verswak in die geestelike stryd en uiteindelik sal dit lei tot 'n wegdryf van die Here. Dalk selfs 'n afvalligheid, 'n terugval weg van die geloof. Jy weet, soos die kinderkoortjie lei, ons leer dit vir ons kinders met huisgodsdiens. Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Maar die keersy is ook waar, né? Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, en jy sal, waar's my kinders? Krimp, krimp, krimp. Dis waar. Gebed is die taal van liefde, dis die taal van afhanklikheid. Diegene wat gevorder is op die pad van heiligmaking en lief is vir die Here, dis nie vir hulle moeilik nie. Hulle wil graag tyd met die Here in gebed spandeer. Hulle wat gevorder het op die pad van heiligmaking en hulle eie afhanklikheid besef van die Here in alle dinge. Hulle verstaan hoe noodsaaklik gebed is vir die lewe van geloof, veral om weerstand te kan bied in die dag van onheil en staande te kan bly in die geestelike stryd. Hulle besef dat dit is nie om dowe neute nie, dat Jesus sy disippels geleer bid het in Matteus 6 vers 13. Vader in die hemele, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Gemeente, ons het nou in die brief van Efesiërs, ek moet sê ek is so 'n bietjie hartseer dat dit nou na einde toe staan. Wat 'n besonderse reeks was dit nie gewees nie. Ons het aandag gegee in die eerste 3 hoofstukke in Efesiërs aan Paulus se bespreking van God se verlossende genade in Christus Jesus aan Jode en aan heidene. En toe daarvan af oorgegaan in die tweede helfte van die brief, hoofstukke 4 tot 6, het ons aandag gegee aan Paulus se instruksie op grond van God se verlossende genade in Christus. Dit wil sê Paulus het van hoofstuk 4 af begin om te skryf oor hoe om as verlostes te leef binne die konteks van die gemeente en binne die konteks van die gemeenskappe waarin ons is in die wêreld, binne in die huis, binne in die werksplek ensovoorts. En nou hier aan die einde van die brief skryf Paulus oor die wapenrusting wat God ons bied in Christus vir die geestelike stryd. Hoekom sluit hy sy brief hiermee af? In hoofstuk 6 vers 10 tot 20.
Hy doen dit want hy weet as gelowiges gaan leef as verlosters in hierdie wêreld, gaan Satan nie gelukkig wees nie. Hulle gaan teenkanting kry vanaf die vyand. Ek meen, hy sit immers onder huisarrest vir die evangelie waarvandaan hy hierdie brief skryf. Hy weet dit, en daarom sluit hy hierdie brief af met hierdie instruksie. En in ons teks vandag, hoofstuk 6 vers 18 tot 20, gee Paulus instruksie ten opsigte van die postuur wat ons moet inneem vir die geestelike stryd. Ons het nou die wapenrusting aangetrek, wat hy beskryf het in Efesiërs 6 vers 10 tot 17, maar watter postuur moet ons nou inneem? Naamlik, die gelowige en die gemeente staan vas in die geestelike stryd, nie op ons voete nie, maar as dit ware op ons knieë in gebed. En wat Paulus dan nou doen in ons teks vandag is, hy beamoen maar net Jesus se lering aan sy disippels. Daai belangrike lering dat ons ook moet bid vir die Here om ons nie in versoeking te lei nie, maar ons te verlos van die bose. Paulus skryf, soos julle weet, aan gelowiges in die eerste eeu. Die brief open so in hoofstuk 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, die wil van God aan die heiliges in Efese, eerste eeuse gelowiges in Efese die stad, maar ook omliggende stede, gebiede. En dit wat hy vir hulle skryf in ons teks vandag is net so relevant nog vir jou en my vandag, want ons situasie is nog presies dieselfde. Ook ons is gewikkel in hierdie stryd teen Satan en sy demoniese magte. En gegeewe die realiteit van die geestelike stryd waarin jy en ek gewikkel is, en ons neiging tot die sonde van biddeloosheid, wil ek sommer vroeg in hierdie boodskap vir jou vra vanoggend, persoonlik. Bid jy? Hoe lyk jou gebedslewe? Voel jy, beleef jy daai behoefte wat die Here deur sy Gees en sy kinders wek vir persoonlike gebed? Dis so noodsaaklik, want die skrifte leer vir ons, Kolossense 4 vers 2, Romeine 12 vers 12 sê volhard in die gebed, Lukas 18 vers 1, dit sê bid altyd sonder om moedeloos te word. 1 Tessalonisense 5 vers 12 ken ons, of 17 jammer, bid sonder ophou. Ook in ons teks hierson, vers 18, bid by elke geleentheid telkens. Dit is so belangrik. En ek kan seker die vraag bietjie verbreed, nie net bid jy nie, maar bid ons werklik. Bid ons as 'n gemeente en beleef ons daai behoefte wat God deur die Gees en sy kinders wek vir gemeentelike gebed. Dit is net so belangrik. Onthou Jesus het die Vader kwoteer en hy het gesê op 'n keer, die Vader het geopenbaar dat sy huis, verwysend nou na die tempel onder die ou verbond, dit moet 'n huis van gebed wees. Nou ons weet, as Nuwe Testament gelowiges, Christus Jesus was die vervulling van die tempel. En ons wat deur geloof verenig is met Jesus, verbonde met hom, ons is nou die tempel van God en woon deur die Gees. Dieselfde wat waar was van God se huis in die Ou Testament is waar van ons, dat ons gekenmerk moet word deur gebed. En dis presies wat Paulus ook skryf in 1 Timoteus 2 vers 1, vers 8. Wanneer Paulus, die apostel, die jong predikant Timoteus begelei oor hoe die gemeente bestuur of gelei moet word. Die heel eerste ding wat hy met Timoteus oor praat is gebed. Hy sê in 1 Timoteus 2 vers 1, heel eerste, voor enigiets anders, versoek ek dat smekinge, gebede, voorbinding en dankgebede vir mense gedoen moet word. En hy sê in vers 8, ek verwag dat die mans, hulle wat volgens God se skepping orde leiding moet neem in die kerk, dat die mans oral moet bid, heilige hande opgehef. Dit is so belangrik dat jy en ek bid, en ek vra nie hierdie vraag 'n gemeente om skuldgevoelens op te wek nie, maar om God se klem op gebed te benadruk en ook die noodsaaklikheid daarvan te beamoen. Ek eer die Here dat daar getroue bidders is in ons midde.
Ek eer die Here dat daar getrou saam gebid word hier by Antipas gemeente, weekliks. Maar julle sal met my saamstem, daar's ruimte vir groei in elkeen van ons se lewens. Daar's ruimte vir groei vir ons as 'n gemeente, om geken te word soos die vroeë Jerusalem gemeente in Handelinge as 'n gemeente van gebed. En daarom wil ek vir jou vra vanoggend. Ek wil jou aanmoedig. Vra die Here dat hy deur sy Gees in jou 'n honger wek vir gebed, individueel en korporatief. En luister vanoggend na God se vermaaning rakende gebed in ons teks. Ek gaan vanoggend uit ons teks uit 4 vrae beantwoord aan die hand van Paulus se lering omtrent die noodsaaklikheid van gebed. 4 vrae oor die noodsaaklikheid van gebed, veral ten opsigte van die geestelike stryd waarin ons gewikkel is. Wat is die wil van die Here dat ons bid? Vir wie wil die Here hê moet ons bid? Vir jouself, vir medegelowiges, vir evangeliewerkers. Hoe wil die Here hê moet ons bid? Deur die Gees, met waaksaamheid, erns en met volharding. Hoekom wil die Here hê ons moet bid? Om in God se krag staande te bly. Ons gaan kyk na hierdie 4 vrae, sodat ons nie ontkant betrap word, miskien en kragteloos sal wees op die dag van onheil, wanneer die vyand ons teiken nie. Maar eerder dat ons suksesvol en effektief die wapenrusting van God sal opneem, en nadat ons weerstand gebied het, en alles uitgevoer het, dat ons staande sal kan bly, soos Paulus skryf hier in die konteks van ons teks in vers 13 van hoofstuk 6. Staande bly tot eer van God. Kom ek lees vir ons teksgedeelte. Efesiërs 6 vers 18 tot 20. En dan sal ek bid vir die Here se hulp. Geliefdes, die heilige woord van God sê by elke geleentheid, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant in kettinge, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. Tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë, gemeente. Ons lofwaardige, almagtige, alwetende, alwyse, getroue, liefdevolle, heilige, regverdige God, ons nader U met ontzag. En ons vra, Here, kom ons beperktheid, ons onvermoë te hulp in hierdie oomblikke. Skenk aan ons 'n dubbele deel van U Gees, die Gees wat U woord vir ons geïnspireer het, gegee het om te verstaan wat U vir ons sê. Werk in ons harte en in ons midde as individue, gelowiges, maar ook as 'n gemeente. Here, dat ons werklik mag verstaan wat U vir ons sê in hierdie verse. Dat ons U hartklop as dit ware mag hoor, dat ons verdiep mag word in ons kennis van U, in ons liefde vir U, en in ons vermoë, Here, om U waarheid en die wil van ons lewens uit te leef tot U eer. Kom nou, Here. Steek my weg agter die kruis, soos reeds gebid is vanoggend. En spreek U deur U dienskneg, bloot 'n mondstuk in U hand. En praat met elkeen van ons vanoggend. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, 'n heel eerste vraag wat ek wil beantwoord aan die hand van dit wat Paulus skryf in ons teks is, wat wil God vir die Christen? Die Here wil dat die gelowige moet bid, dat jy en ek moet bid. Let op wat sê Paulus hier in Efesiërs 6 vers 18. Hy sê, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid.
Paulus se aanname hier is presies dieselfde as ons Here Jesus se aanname in Matteus 6, waar hy sy disippels geleer het om te bid. Matteus 6 vers 5 en vers 6 en vers 7, waar Jesus nie vir die disippels sê, indien julle besluit om te bid nie, of as julle die dag bid nie, hy sê wanneer julle bid. Presies wat Paulus hier doen. Wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daar is hier 'n aanname dat dit 'n gegewe is vir die gelowige om te bid. Want is deel van ons lewensasem. Dit is normaal, normatief, dit is noodsaaklik vir die gelowige om te bid. Daarom die sterk oproep van Paulus in die lig van sy bespreking van geestelike oorlogvoering hier in hoofstuk 6. Hy sê, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. 'n Baie sterk aanmoediging. Nie bloot net 'n voorstel vir persoonlike oorweging nie. Die term bid hier wat Paulus gebruik in sy brief, sluit in alle forme, alle aspekte van kommunikasie met God. Daarom in die ESV word dit vertaal met all prayer and supplication. Dit wil sê dat ons sal bid met lofprysing, dat ons sal bid met danksegging, dat ons sal bid deur intrede verander, voorbidding, belydenis, pleidooi en veral versoeke om beskerming vanaf die Here in die geestelike stryd. Wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. En hierdie is nie net 'n sterk aanmoediging vanaf die apostel, die inspirasie van die Gees nie, hierdie is ook 'n uitnodiging aan jou en my vanaf 'n liefdevolle Vader in Christus Jesus. Hy nooi ons uit, individueel maar ook korporatief, om te bid. Julle weet, God is 'n sosiale wese. Hy beleef volmaakte harmonie en liefde tussen die drie persone van die goddelike drie-eenheid van ewigheid af tot in alle ewigheid. Die kommunikasie, die eenheid tussen Vader, Seun en Gees is volmaak en hy het ons in sy beeld geskep ook as sosiale wesens om te deel in daai volmaakte eenheid, liefde en harmonie. So hierdie is ook 'n uitnodiging van God, die skepende persoonlikheid aan ons, die geskape persoonlikhede, om hom toe te nader. Want ons is immers uit hom, deur hom en tot hom geskep, vir hom. Om in 'n reddende verhouding met Jesus Christus om te geniet al die dae van ons lewens. God verwelkom ons toenadering deur Jesus Christus. Laasweek het ons gehoor uit Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Immers die Here sê ons moet kom met groot vrymoedigheid op die ewige weg wat hy vir ons gebaan het deur Jesus heen. Hy verwelkom ons toenadering deur Jesus. Daarom is daar soveel klem in die Bybel op gebed. Oor en oor en oor het ons hierdie uitnodiging vanaf die Vader. Kom. Veral in die lig van die geestelike stryd wat Paulus hier in die konteks bespreek. Wil jy weet, God is verheug wanneer jy hom toenader in gebed. God is verheerlik wanneer jy hom toenader in gebed. So wat is dit wat jy en ek moet doen volgens die wil van die Here? Ons moet bid. Soos Paulus skryf, wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. 'n Tweede vraag wat ek wil beantwoord in die lig van wat Paulus hier skryf in ons teks is, wie? Vir wie wil die Here hê moet ons bid? Die gelowige moet bid vir jouself. Dis nie so duidelik hier in die teks nie. Wanneer Paulus hier in die begin van vers 18 skryf, wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Daai term wat hy gebruik vir bid, prosekomenoi, dit is in die refleksief in die Griekse taal, dit is die middelmood, beteken maar net dat die aksie van die werkwoord word gedoen aan of vir jouself. So taalkundig het Paulus onder andere persoonlike gebed vir jouself in gedagte hier in die begin van vers 18, wanneer hy vir die gemeente, vir die gelowiges skryf om te bid. Die punt is dat elkeen behoort gereeld
vir jouself te bid, soos Jesus ons geleer het in Matteus 6 vers 13. Ons Vader wat in die hemel is, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. En hier wil ek 'n toepassing maak. Maak daarom tyd vir persoonlike gebed, ten minste eenmaal elke dag, geliefde. Lê dissipline aan die orde van die dag en orden jou dagskedule so dat jy tyd het om met God af te sonder in gebed. Die beste tyd, Bybels gesproke, wanneer die meeste van ons, let op ek sê meeste, want ek weet nie almal is so ingestel nie, maar wat die meeste van ons op ons varsste is, en die beste van ons dag aan die Here kan gee, is vroeg in die oggend. Soos 'n Dawid, wat in Psalm 5 vers 4 skryf, vroeg in die môre sal U my gebede hoor, vroeg in die dag sal ek op die Here wag. En veral wanneer jy die, soos Paulus dit noem hier in die konteks, die dag van onheil, die aanslag van die vyand beleef, in daai tyd moet jy spesifiek volhard in persoonlike gebed. Soos Daniël, waarvan ons lees in Daniël 6 vers 11, toe koning Darius daai edik uitvaardig, dat almal wat die God van die Bybel aanbid, gedood moet word. Dit sê toe hy daai woorde hoor, of toe die nuus by hom uitkom, het hy in sy huis ingegaan, en gemaak soos hy altyd gemaak het, maar sekerlik met baie meer erns. Hy het 3 keer 'n dag in sy bovertrek die Here se aangesig gesoek deur gebed, ook spesifiek dan vir beskerming en wysheid in sy situasie. Maak daagliks tyd vir persoonlike gebed. En wanneer jy bid, kan ek jou dalk ook aanspoor, bid volgens hoe Jesus ons geleer het. Jesus se lering is baie voor die hand liggend en eenvoudig in Matteus 6 vers 5 tot 15. Gaan in jou binnekamer, moenie bid om deur mense gesien te word, om mense se eer uit te lok nie. Wanneer jy bid, wees opreg. Die Here weet tog wat in jou hart en jou gedagtes aangaan. Hy ken jou omstandighede beter as wat jy dit ken. Jy het nie nodig om 'n ydelle herhaling van lang en groot woorde te gebruik nie. Wees net opreg en eerlik in jou gebede met die Here. En wanneer jy bid, bid volgens daai raamwerk wat die Here ons gegee het. Verheerlik die Here allereers. Moenie net uitval met jou versoeke nie. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Let julle op, die hele eerste gedeelte van die Onse Vader gebed gaan nie oor my nie, maar U. Verheerlik die Here en dan daarna bring jou voorbinding vir jouself en ander. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En daarna doen jy belydenis, jy erken jou sondes voor die Here, vergeef ons skulde en ook baie belangrik, een van die elemente van daaglikse gebed wat Jesus ons geleer het om te bid is juis vir beskerming in die stryd. Ons Vader in die hemele, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Net terloops, die teks impliseer nie God lei ons in versoeking nie. Jakobus 1 vers 13 sê, God kan nie versoek word deur sonde nie, hy versoek niemand nie. Die idee daar is, soos wat God ons lei, laat nie toe dat ek in die versoeking val, deur Satan se versoekings, deur die verloklikheid van die wêreld en die begeertes van my sondige natuur nie. Verlos my eerder van die bose. So bid daagliks vir jouself, maar dis nie al nie. Paulus sê ook baie duidelik hier in ons teks, die gelowige moet bid ook vir medegelowiges. Kyk wat sê hy hier in die tweede deel van vers 18. Nie net dat ons moet telkens deur die Gees bid nie, hy sê ons moet waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Wat impliseer hy hier? Wanneer Paulus dit sê, dan impliseer hy baie duidelik dat ons vir mekaar verantwoordelikheid dra. Christendom is nooit bedoel deur die Here om alleen uitgeleef te word in isolasie van ander gelowiges en die plaaslike gemeente nie. Ons is juis uit die wêreld uit gered om deel te wees van 'n plaaslike gemeente, die kerk van Christus, deel van sy liggaam. En om soos Galasiërs 6 vers 2 sê, mekaar se laste te dra en so die wet van Christus, die wet van liefde te vervul. En dis een manier hoe ons mekaar kan lief hê, is deur mekaar se laste te dra deur gebed, deur te bid, te pleit vir al die
heilig is. So die punt weer eens, elkeen behoort nie net gereeld vir homself Jesus se gebed te bid nie, ons behoort ook elkeen vir ons medegelowiges te bid. Ons Vader in die hemele, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons. Let op, dit is 'n publieke gebed, 'n gemeentelike gebed wat Jesus sy disippels geleer het. Verlos ons van die bose. Wanneer jy bid vir medegelowiges, kan jy bid vir die amptdraers van jou gemeente, jy kan bid vir die lidmate van jou gemeente, jy kan bid vir die lede van jou gesin, jy kan bid vir die gelowiges in jou vriendekring en in jou familiekring, vir die gelowige bure wat jy leer ken het in 'n pad mee stap, die gelowige medeskoliere of studente wat saam met jou studeer, of die gelowige kollegas by die werk wat saam met jou onder die aanslag is in die werksplek. Soos Paulus hier sê in vers 18, vir al die heiliges wat die Here deur sy soewereiniteit in jou lewe om jou geplaas het. En as ek hier weer 'n toepassing kan maak, geliefdes, bid vir die heiliges soos Paulus sê, maar ek wil julle ook aanmoedig, bid saam met al die heiliges. Dit is so noodsaaklik, ten minste eenmaal 'n week, maar die ideaal is dat jy dit veel meer sal doen. Lê dissipline aan die orde van die dag en pas jou weekskedule so aan, dat jy ten minste eenmaal 'n week by gelowiges uitkom vir samesyn en disippelskap, diensbaarheid en gebed, baie belangrik. Volgens die gesonde voorbeeld wat ons het van die vroeë Handelinge gemeente. En soos ek julle al dikwels herinner het, Handelinge 2 vers 42 sê, die gemeente het volhard nie net in die leer van die apostels, die gemeenskap, die breking van brood nie, maar in die gebede. Hoofstuk 3 vers 1 sê vir ons dat daar was 'n daaglikse uur by die tempel wat die vroeë gelowiges bymekaar gekom het om te bid elke dag. 'n Goeie voorbeeld vir ons om na te volg. Iets anders wat ek in hierdie verband ook wil sê is, wees gewillig om jou behoeftes bekend te maak. Ek weet baie van ons is nie gemaklik hiermee nie, want ons is private mense, ek self is 'n baie private mens en moes oor die jare geleer het dat my medegelowiges om my kan nie my laste help dra in gehoorsaamheid aan die woord van die Here as hulle nie daarvan weet nie. En ek beroof myself, ek ontneem myself van die hulp en die liefde en die vertroosting wat die gemeente van die Here my kan bied in my verknorsing. So ek wil julle aanmoedig om julle behoeftes bekend te maak aan gelowiges om julle, wie julle vertrou. Maar ook dalk deur die bulletin aan die groter gemeente, dat ons as 'n gemeente in ons gebedstye vir julle kan bid. Ek wil jou verder aanmoedig, bid gedurende die week vir elkeen wat gelys is op die bulletin wat ons elke week ontvang. Dit sal natuurlik ook impliseer dat jy uitreik en meelewend betrokke raak in jou boeties en sissies se lewe. Maar dis 'n wonderlike ding dat jy hulle kan leer ken en ook ingelig vir hulle kan bid en saam met hulle kan bid. Ek wil jou ook uitdaag indien moontlik. Ek weet dis nie vir almal moontlik nie, want op Sondagoggende is daar sommige wat hulle tyd afstaan om ons jeug te katkeseer, of ander is besig met voorbereiding, klank op te stel, projeksie en al daai tipe dinge. Maar indien moontlik, skakel permanent in by die weeklikse gebedstyd voor kerk. 9:00 tot 10:00 kom ons bymekaar om te bid. Ek is so dankbaar vir die wat gereeld daar is. Dis 'n vreugde om saam met julle te bid. Maar soms raak ek mismoedig as ek besef hoeveel van ons mense kon hier wees vanoggend. Maar hulle maak nie die moeite en gehoorsaamheid aan die woord om voor die Here te kom verskyn saam met boeties en sissies en saam te bid nie. Ek weet daar sommige wat nie daar is nie, omdat julle dalk skaam is om in die publiek te bid. Julle hoef nie te bid nie. Kom en sit in en luister hoe ander bid, leer by hulle hoe om te bid. En wie weet, dalk sal die Here jou aanhits om ook saam deel te neem aan die gebede. Maar net om daar te sit en amen te sê op die gebede, om saam te bid, beteken al reeds baie vir die Here, en jy sal die seën ontvang, want dit is in gehoorsaamheid aan die woord van God.
Dan wil ek julle ook aanmoedig, gemeente, maak 'n punt daarvan om by elke liewe gemeentelike byeenkoms te bid. Of dit nou 'n selgroep byeenkoms is, of dit 'n Bybelstudie is, 'n disippelskapgroep, 'n omgeegroep, soos die ouerskapgroep wat vanmiddag weer ontmoet. By elke geleentheid laat ons bid en ook dan saam bid vir mekaar se beskerming soos die Here ons lei. Neem deel aan gemeentelike gebedsinisiatiewe. Byvoorbeeld, ons het een keer 'n jaar, vroeg in die jaar, het ons 'n gebedsweek wat ons baie spesifiek fokus op gebed. In die maand van Augustus gaan die vrouebediening ook 'n gebedsinisiatief loods. Ek wil die dames aanmoedig in hierdie gemeente, raak betrokke, wees deel, bid saam, leer, groei. Soek mekaar op, gemeente, om saam te bid. Vorm groepies wat gereeld saam bid. As jy nie weet hoe om te bid nie, vra jou boeties en sissies hier om jou, veral die wat al langer op die pad met die Here is. Dalk meer geestelik volwasse is, vra hulle om jou te leer en saam met jou te bid. Die van julle wat al lank op die pad is met die Here, nooi die jongeres uit, die wat dalk nie so lank op die pad is nie. En ek bedoel nie net jonger in ouderdom nie, jonger in volwassendheid. Nooi hulle uit, bid saam met hulle, wys vir hulle hoe jy dit doen, leer hulle wat Jesus geleer het oor gebed. En mag ons saam groei in hierdie besonderse genademiddel. Ek was so bemoedig Vrydagoggend na die manne byeenkoms, toe ons uitstap, toe vertel Heinrich Leroux van sy broers dat hy nou vir 'n week lank uit die land uit gaan wees vir werk, in 'n gevaarlike situasie en dadelik hande opgelê, vir hom gebid, sommer net daarso by die motor. Was vir my so goed gewees. So besonder, en dis presies wat die Here van ons verwag. Dat ons sal bid, nie net vir onsself nie, maar vir mekaar. Dat ons gekenmerk sal word soos die vroeë Jerusalem gemeente as 'n biddende gemeente. Maar dis nie al nie. Die Here begeer ook dat ons sal bid vir evangeliewerkers, nie net jouself nie, nie net medegelowiges nie, maar evangeliewerkers. Kyk wat sê Paulus hier in vers 19 en 20 van ons teks. Hy sê, bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant in kettinge, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. Ons weet hoekom Paulus hierdie versoek rig aan die gemeente. Ek meen, hy is immers onder huisarrest, sy lewe is bedreig, en sekerlik was selfs Paulus versoek tot timidity, vrees in sy omstandighede, en dat hy vra, gemeentes, bid saam met my in hierdie stryd, dat ek die regte woorde sal hê om die evangelie en myself met wysheid te verdedig, en met groot vrymoedigheid soos ek moet, as 'n gesant, 'n geroepe, 'n gestuurde apostel van Christus. Voltydse evangeliewerkers soos Paulus het vir al ons gebede nodig. En ons kan bid vir hulle soos Paulus hierso vir ons aandui, vir die woorde, die inhoud van dit wat hulle moet sê wanneer hulle die evangelie bedien. En ook vir groot vrymoedigheid om hulle nie te skaam vir die evangelie nie, maar om dit te deel. Dus die punt verder is dat ons ook gereeld, nie net vir onsself medegelowiges nie, maar vir evangeliewerkers, Jesus se woorde sal bid, Vader in die hemele, lei hulle nie in die versoeking nie, maar verlos hulle van die bose. Dit sluit in dat julle vir my bid, julle herder-leraar, saam met die ouderlinge natuurlik. Die stryd is vel, en dit is goed en reg. Ek het julle gebede nodig. Ek is 'n sondaar soos julle, gered deur genade. Ek is feilbaar. Ek het nie al die kennis of wysheid in pag nie. Ek is 'n instrument, 'n bloedgewaste instrument, maar net dit, 'n instrument in die hande van die Here. Dat die Here my sal in staatstelling gee om julle goed lief te hê en te bedien. Om nooit kompromie te maak met die wêreld en met sonde nie. Nooit kompromie te maak van hierdie kansel af in die verkondiging van die waarheid nie. Maar om staande te bly, standvastig, en julle te lei met die hart en gesindheid van ons Here Jesus.
bid vir my, maar nie net vir my nie, vir die leiers van susterkerke. Hier sit Frans Brits van Eastside Baptiste Kerk in ons midde vanoggend. En ook al die gemeentes en leiers van gemeentes binne ons vennootskappe, die Sola 5 assosiasie, die Covenantal Companions, dat ons sal bid vir hulle, en nie net hulle nie, ook sendelinge. Die sendelinge wat ons ondersteun, Benny Bonthuis in Senegal, Ernst Turin in Myanmar, Antoinette van der Meulen wat besig is met Bybelvertaling en hard daaraan werk. En nie net dit nie, ook sendelinge op ons bulletin wat arbei in daai wêreldland waarvoor ons elke week bid. Ons bid hierdie week wat kom vir Mexico. Dat julle die bulletin sal lees en dat julle sal bid vir hulle. Geliefdes. So belangrik. 'n derde vraag wat ek wil beantwoord in die lig van dit wat Paulus hier skryf is, hoe wil die Here hê moet ons bid? Wel, die gelowige moet bid deur die Gees. Kyk weer na vers 18. Paulus sê hierso, by elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Wat bedoel hy? Wel, die Heilige Gees is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Hy is die een wat die verlossing wat die Vader vir ons beplan en beskik en bewerk het, daai verlossing wat die Seun vir ons verdien het op Golgotha deur sy kruiswerk, is hy wat dit kom toepas binne tyd en geskiedenis in ons lewens deur wedergeboorte. Hy kom inwoon ons en hy is die persoon van die drie-eenheid wat ons bystaan in elke aspek van die geloofslewe, ook wanneer dit kom by gebed. En die Heilige Gees is aktief betrokke in jou lewe deur jou gebede. Hoe? Op twee primêre maniere. Hy beweeg ons om in lyn met God se wil te bid wanneer ons bid. Ons moet tog nie 'n onbybelse verstaan van gebed hê dat wanneer ek bid, is ek besig om God te manipuleer, sy arm te draai sodat hy beweeg in lyn met my wil en doen wat ek wil hê nie. Dis nie hoe God werk nie. Wanneer ons bid, werk die Gees in ons om ons te belyn met die wil van die Here. En wanneer ons dan bid deur die Gees se begeleiding in lyn met die wil van God, dan weet ons, soos 1 Johannes 5 vers 14 sê, dat die Here ons hoor, dat ons vrymoedigheid het en die bedes het waarvoor ons vra in lyn met die wil van die Here. So dit is wat hy doen, maar dis nie al nie. Die Gees kommunikeer ook daai diepste hartsmotiewe en bedoelings van ons aan God. Hy tree as dit ware ook vir ons in gebed, soos Romeine 8 vers 26 en 27 sê. Ons weet nie altyd hoe om reg te bid nie, maar hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, wat ons nie kan uitspreek nie, kommunikeer hy en die Vader, sodat God werklik, hy wat alwetend is, deur die Gees weet, wat ons diepste hartsbedoelings is in ons gebede. En as ek hier 'n toepassing weer kan maak daarom, omdat ons deur die Gees moet bid, jy weet, ons moet nie net in die Gees wandel buite die binnekamer nie, as ek dit so kan uitdruk. Ons moet ook in die Gees wandel binne in die binnekamer. Wanneer jy bid, vertrou op die begeleiding van die Heilige Gees. Wees sensitief op die begeleiding van die Heilige Gees wat vir jou sal begelei oor wat en vir wie en hoe om te bid. Hy staan ons by in ons gebede. En nie net moet ons bid deur die Gees nie, ons moet ook bid met waaksaamheid. Let op hierso wat Paulus skryf in die tweede deel van vers 18. Hy sê daarom moet julle waaksaam wees. Waaksaam, hierdie term vanuit die Grieks beteken om wakker te wees, om nugter te wees, om versigtig te wees, om op die uitkyk te wees vir gevaar. Die Engelse woord is alert, né? Om aan te hou en toegewyd vol te hou, dis wat hierdie term beteken, en dis presies wat Jesus en al die apostels ons toe oproep. Soos Petrus wat in 1 Petrus 5 vers 8 vir ons sê, wees waaksaam, wees nugter, want julle vyand loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof. So soldate in antieke vestingstede op die stadsmure,
dwars deur die dag en nag daar geloop het in skofte, uitgekyk het vir die vyand. Hulle het nooit gerus nie, hulle het nie uitgesak nie, hulle het nie nalatig of lui nie. Want hulle het geweet, as hulle lui is en die vyand kom en hulle sien nie die vyand nie, gaan hulle nie die stad kan waarsku nie en sal hulle nie gereed wees om staande te kan bly, weerstand te kan bied teen die vyand nie. So ons moet met waaksaamheid ook bid. En dis nie al nie, ook met erns. Ek wil iets benadruk hier vir julle. Let op die terme wat Paulus gebruik hier in vers 18 vir gebed. In die konteks van die geestelike stryd sê hy in vers 18, by elke geleentheid wanneer jy bid en smeek. Vers 18 se tweede deel, daarom moet jy waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Smeek en pleit, dit kommunikeer die ingesteldheid van erns. Die gewigtigheid van die stryd waarin ons gewikkel is, verg intensiewe gebed. Dit verg smeking. Dit verg pleidooi. Die motief van die vyand, die brullende leeu wat wil verslind, ook sy motief verg intensiewe gebed, smeking, pleidooi. Want baie is op die spel, geliefde. Die eer van die Here is op die spel. Jou eie welstand en groei as 'n gelowige is op die spel. En dit stop nie by jou nie, dit klink uit. Die hele gemeente van Antipas se welstand en getuienis is op die spel wanneer die vyand jou teiken en aanval. Baie is op die spel. En dis daarom dat ons moet smeek, moet pleit met ernstige gebed vir onsself, vir mekaar, vir evangeliewerkers. En dan ook, hoe moet ons bid? Met volharding. Volharding. Let op hier wat Paulus sê in die tweede deel van vers 18, daarom moet julle waaksaam wees deur volhardend te pleit. Eintlik sê hy dit al van die begin van vers 18 af, by elke geleentheid en telkens en volhardend. Hy gebruik hierdie taal wat vir ons leer, dit is nie net 'n vinnige gebedjie soos 'n inenting en nou is dit verby nie, dit is 'n konstante ingesteldheid. Hierdie term vir volhardend in die teks toevallig beteken volhou om iets met intense inspanning te doen ten spyte van uitdagings daaraan gekoppel. So gepas, né? Intense inspanning. Aanhou en volhou. Beteken dat ons nie sal uitsak nie. Nie nalatig sal wees nie. Nie lui sal wees in ons waaksaamheid met erns deur ons gebede vir onsself, mekaar, evangeliewerkers in die stryd nie. En dan 'n vierde vraag wat ek wil beantwoord, hoekom? Hoekom? En sekerlik al drie hierdie vrae is belangrik, maar hierdie staan uit in hoe Paulus die argument aanbied hierso in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Hoekom moet ons bid sodat ons in die krag van God staande kan bly, geliefdes? Dit vat my terug na die eerste woorde in hierdie hele perikoop. Kyk na hoofstuk 6 vers 10. Paulus begin hierdie gesprek deur te skryf: ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Julle sal onthou ek het laasweek ook vir julle gesê, teen 'n geestelike vyand, soos die Satan en sy demoniese magte, het ons 'n geestelike sterkte nodig wat nie uit onsself uitkom nie, maar van buite ons afkom en te vind is in die Here en in sy geweldige krag. Kyk, God is die een wat beloof het na die sondeval. In Genesis 3 vers 15 al, hy sal 'n verlosser voorsien om die vyand te oorwin. Hy is die een wat daai verlosser gestuur het en wat die vyand oorwin het op Golgotha deur Jesus se kruiswerk. Kolossense 2 vers 15 onder andere. En ook die krag wat nodig is vir jou en my om vas te staan in Jesus se oorwinning. Om weerstand te bied, om staande te bly, kom ook van hom af. Dis niks uit onsself uit nie. Hy het die belofte gemaak, hy het die verlosser voorsien, hy gee die krag vir ons om staande te bly in sy sterkte. En daarom eindig Paulus sy instruksie oor geestelike oorlogvoering en die wapenrusting met 'n oproep tot gebed. Belangrik. Jy sien, as ons op ons eie kon staan,
dan sou sy woorde anders gewees het, né? Maar hy roep ons op tot gebed, want in ons menslikheid kan ons nie vas staan teen 'n magtige vyand soos die Satan en sy demoniese magte nie. Ons kan nie weerstand bied op ons eie nie, ons kan nie staande bly nie, maar bekleed met die krag van die Allerhoogste, die Almagtige, is ons hiertoe in staat. Soos Paulus op 'n ander plek sê, deur Christus is ek tot alle dinge in staat, ook om vas te staan, weerstand te bied en staande te bly in die stryd. Ek wil die boodskap afsluit vanoggend, geliefdes, met 'n illustrasie. Ek wil julle verwys na ons Here Jesus Christus, en kan daar 'n beter voorbeeld wees in terme van enige Bybelwaarheid. Dink aan Jesus in Getsemane, net voor die vyand se aanslag op hom by Golgotha. Matteus 26 vers 36 en aan, ons weet Jesus, nadat hy die laaste lering gegee het, daardie nag vir sy disippels, ook die nagmaal ingestel het, het hy dadelik uitgegaan met hulle na Getsemane toe. Hoekom? Want hy het geweet, die stryd begin nou. Hoofstuk 13 van Johannes sê vir ons, hy het geweet, die tyd het nou aangebreek. Judas het uitgegaan om hom te verraai. Die Romeinse soldate is nader en hy het uitgegaan om wat te doen? Nie weg te kruip nie, om dit te gaan doen, wat hy geleer het en wat sy apostels geleer het. Om te gaan bid in Getsemane. En hy het gebid deur die Gees. Ek is persoonlik van mening, dis maar net 'n persoonlike oortuiging, die Heilige Gees wat vir Jesus na sy doop in die woestyn ingelei het vir die eerste ontmoeting met Satan waar hy versoek was, is dieselfde Gees wat hom na die tyd in die bofortrek na Getsemane toe gelei het om te gaan bid en daar voorberei te word vir die stryd wat sou volg op Golgotha. Jesus het gepraat in daai konteks van die Gees is gewillig, die vlees is swak. Hy het verwys na sy disippels, maar in sy eie menslikheid het hy die ondersteuning van die Gees nodig gehad. En die Gees was daar om hom by te staan en te help om hierdie woorde te bid. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie soos ek wil nie, soos U wil. Dis die Gees wat hom in sy menslikheid gehelp het om daai gebed te bid. Hy het 'n tweede keer weer gaan afsonder en gebid, as dit nie moontlik is vir die beker om by my verby te gaan nie, laat U wil geskied. Die Gees was met hom daar in Getsemane. En hy het gebid met waaksaamheid, wetend dat die Romeinse soldate op pad is na hom toe, het hy vir sy disippels gevra, waak en bid saam met my. Hy het sy 3 naaste vriende, disippels saamgeneem, Petrus, Johannes, Jakobus. En hy het ook vir hulle, die disippels gesê, wetend dat hulle almal sou aanstoot neem en hom in wegvlug wanneer hy in hegtenis geneem word, het hy gesê, waak en bid ook vir julleself, dat julle nie in versoeking kom nie. Waak, hy het gewaak daar en hulle opgeroep om te waak. Hy het ook met erns gebid. Ons weet die teks sê, Jesus het vir sy disippels gesê daar in Getsemane, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Lukas vertel vir ons, Lukas 22 vers 44, hy het bloed gesweet as dit ware, in diepe erns, intensiewe gebed vir die stryd wat voorlê. En hy het met volharding gebid, nie net 'n skietgebedjie nie. Hoeveel maal het hy gaan afsonder? 3 maal in ernstige gebed, elke keer vir die disippels gesê, behalwe die laaste keer om te bid, toe slaap hulle. Toe los hulle en het afgesonder met die Here. En as dit nodig was vir Jesus Christus, geliefde, die volmaakte God mens, om in die lig van die stryd te bid deur die Gees, met waaksaamheid, met erns, met volharding, hoeveel te meer nie jy en ek nie. Dat ons hierdie voorbeeld wat Jesus van ons gestel het, sal volg. Mag God ons help om werklik te begryp die noodsaaklikheid van gebed, veral ten opsigte van die stryd. Dat ons nie onkant sal betrap word wanneer Satan ons aanval en ons die dag van onheil beleef, die listighede van die duiwel beleef, soos Paulus sê in vers 11 nie, maar eerder dat ons sal bid. Dat ons sal bid vir onsself, vir mekaar, vir evangeliewerkers, dat ons sal bid deur die Heilige Gees, dat ons sal bid met waaksaamheid en erns en volharding, dat ons sal bid om in die krag van God staande te bly, ter wille van sy eer. Amen. Kom ons sluit ons oë.
Vader, alle ere aan U vir U kosbare woord, eenvoudig en duidelik vir hulle wat ore het om te hoor. Here, ek wil nie baie sê nie, maar deur die Gees met alle erns wil ek vra dat U vir ons, Here, sal benadruk die noodsaaklikheid van gebed. Vergewe ons vir hoe ligtelik ons met hierdie oproep tot gebed omgaan, vir die sonde van biddeloosheid in ons persoonlike lewens. Here, dat ons nie bid soos ons behoort nie, nie alleen nie en ook nie saam met die gemeente nie. Here, wek U self deur die Gees die behoefte in ons harte op na gebed, om te deel in hierdie besonderse genade middel wat U beskik het vir ons geestelike welstand en groei. Here, maak van ons bidders. Maak van ons 'n biddende gemeente. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Here, wees U dan nou verder verheerlik deur die slotlied, die seënbede en ons samesyn na die tyd. Dit bid ons uit genade alleen. Amen.